uit Romeine 3 en 4. Romeine 1 van vers 16 af. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. En dan blaai ons na Romeine 3 en ons lees van vers 21 af. Romeine 3 by vers 21. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode en nie ook van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies. Want daar is net een God, en hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. En dan volg ons teksverse, Romeine 4 van vers 1 tot 5. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. Ons teks is dan Romeine 4, eerste 5 verse. Geliefdes in die Here, baie mense dink dat God se plan van redding in die Ou Testament verskil van sy plan van redding in die Nuwe Testament. Baie mense dink in die Ou Testamentiese tyd moes jy die wet van God sorgvuldig gehoorsaam om gered te word. Maar in die tyd van die Nuwe Testament hoef jy net in Jesus Christus te glo vir verlossing. Hulle dink voor Christus se menswording is jy gered deur die werke van die wet, maar na sy menswording word jy deur geloof en genade alleen gered. En hierdie siening is natuurlik heeltemal verkeerd. Ons sal volgens uit die woord sien dat redding deur wetsonderhouding glad nie in die Ou of die Nuwe Testament verkondig word nie. Van die begin af was redding deur geloof en genade alleen.
Maar het die Ou-testamentiese volk van God dan nie van altyd af op wetsonderhouding staat gemaak vir verlossing nie? Nee. Onthou, God het eers sy wet formeel aan Moses gegee ongeveer 2400 jaar na Adam. So vir 2400 jaar was daar geen formele wet om na te kom om gered te kan word nie. Alleen geloof was nodig. Natuurlik was dit bekend wat reg en verkeerd was in God se oë voordat die wet gegee is. Romeine 2 sê immers van vers 14 af, want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet. Al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskryf staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Moord, byvoorbeeld, is al in die tyd van Adam veroordeel, toe Kain vir Abel vermoor het. Abraham het ook in hierdie tyd gelewe, die tyd voordat die formele wet aan die volk gegee is. God het sy wet aan Moses gegee, eers omtrent 430 jaar na Abraham se besnydenis. Vir eeue na die skepping was daar geen formele wet nie, maar het God die basiese idee van reg en verkeerd in elke mens se hart geskryf. Maar waar het hierdie idee dan vandaan gekom dat jy jouself moet red deur wetsonderhouding? Soos wat die Fariseërs in Jesus se tyd en in Paulus se tyd geglo en verkondig het. Geliefdes, ons moet mooi verstaan, hierdie dwaling word nie in die Ou of die Nuwe Testament verkondig nie. Nee. Hierdie dwaling het begin ontstaan in die tyd na die ballingskap en het veral in die tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament sterk pos gevat. Hierdie tydperk noem ons die tussentestamentêre tydperk. Hierdie tyd vanaf die Ou Testament afgesluit is, tot wanneer Jesus gebore word, was omtrent 400 jaar lank. En in die tyd het die Jode die idee van redding deur geloof alleen laat vaar. En toe Jesus gebore is, was die idee van redding deur wetsonderhouding al goed gevestig. Daarom was die Here Jesus ook so krities teenoor die Fariseërs. Hulle was kenners van die Ou Testament, maar hulle het nooit die ware boodskap van redding deur geloof alleen begryp nie. En daarom het Paulus ook so 'n stryd gestry teenoor die Judaïste wat steeds aan die werke van die wet vasgehou het. En daarom skryf Paulus in Romeine 10: Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Dis die manier van deur geloof alleen. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier te verkry, die manier van wetsonderhouding. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. In ons teks het Paulus God se manier van vryspraak wat deur die Jode van sy tyd verwerp is uiteen. En hy gebruik Abraham as voorbeeld, wat meer as 400 jaar voordat God die formele wet aan Moses gegee het, geleef het. Hy gebruik Abraham as voorbeeld, want hy was die Jode se stamvader. En
Hulle het hom ook as voorbeeld gebruik van iemand wat gered is, nie omdat hy geglo het nie, maar vir wat hy gedoen het, soos hulle verkeerdelik beweer het. Paulus skryf dan in ons teks, wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur die geloof. So hier haal Paulus uit Genesis 15 vers 6 aan wat baie duidelik sê, en hy, dis Abraham, het in die Here geglo en die Here het hom dit tot geregtigheid gereken. Hoe kon die Jode dit vir eeue misgelees het? Dit staan tog so duidelik al in Genesis 15 vers 6. En Abraham het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Ja, ook die gelowiges in die Ou Testament soos Abraham is nie op grond van hulle dade geregverdig nie, maar deur hulle geloof in God, wat eeue later sy seun, die Messias, sou stuur om vir hulle sondes te betaal. Romeine 1 vers 17 sê so duidelik, in die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Dit was al van Genesis af so. Paulus skryf ook immers in Romeine 3, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, met ander woorde waarvan die Ou Testament al getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo in Jesus Christus. Almal het gesondig, het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Ook hier sien ons dat dit die vryspraak is waarvan die wet en die profete getuig, met ander woorde waarvan die Ou Testament getuig. Dit is bevestiging dat die Ou Testament nog nooit verkondig het dat daar verlossing deur wetsonderhouding moet wees, of verlossing deur die doen van goeie werke nie, maar verlossing deur in God te glo. En as ons oor hierdie dinge dink, is dit belangrik om te begin waar die Bybel begin. Die feit dat ons almal sondaars is, wat die dood verdien. Alle mense is dus sondaars, en verdien om vir ewig verdoem te word, en het verlossing nodig. Dit geld vir Ou en Nuwe Testamentiese gelowiges. Ja, ons eerste gedagte is gewoonlik, hoe kan ek verlossing verdien by God? Wel, ons is so sondig, ons kan nie ons verlossing verdien nie. En die blye boodskap is ook, ek hoef dit nie te verdien nie. Hieroor is ons teks baie duidelik, maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom, wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. Ons het 'n verlosser, Jesus Christus, wat alles vir ons in ons plek verdien het. En dit is die hart van die evangelie. En daarom ook die hart van die gereformeerde godsdiens.
Geliefdes, om gereformeerd te wees is om Bybels te wees. Dit is om te glo dat ek enkel en alleen gered word omdat Christus vir my sondes betaal het. Dit is om te glo dat ek sonder enige verdienste van my kant gered word. Ek kan dus niks van my kant af doen om gered te word nie. Ek moet net glo in hom wat hierdie verlossing moontlik maak. Ja, as ek eendag voor die poorte van die hemel staan en daar word vir my gevra, waarom moet jy hier binne toegelaat word? Dan sal ek nie kan sê, omdat ek so 'n goeie mens was nie, omdat ek gereeld in die kerk was, gereeld my bydrae gegee het, altyd my katekisasiewerk mooi voorberei het, of wat ook al nie. Altyd gaaf was teenoor ander mense nie. Nee, dan is die enigste antwoord, omdat Jesus Christus my volkome verlos het. Ek is 'n sondaar, maar Christus het daarvoor betaal. Hy het my met sy bloed gekoop. Daarom en daarom alleen kan ek die koninkryk van God beerwe. Op grond van sy genade alleen. Vanweë verlossing deur Jesus Christus alleen. Die Ou Testamentiese gelowiges moes vooruitkyk na die verlosser wat gebore sou word om hulle te verlos. Ons as Nuwe Testamentiese gelowiges kan terugkyk op die verlosser wat reeds gekom het om ons te verlos, Jesus Christus. Om te glo dat ons sonder enige verdienste van ons kant af gered word, is Bybels, is gereformeerd. En die Romeinebrief sit hierdie waarheid op 'n besondere manier uiteen. En dit word in die vorm van 'n hofsaak gedoen. In hoofstuk 1 tot 3 vers 20 kry ons die klagstaat. En hierdie klagstaat sê, almal is die dood skuldig oor hulle sonde. Daar is nie een wat onskuldig is nie. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Almal is sondaars. En dan in hoofstuk 3 van vers 21 tot 4 vers 25 kry ons dan die uitspraak van die regter. Almal word sonder uitsondering skuldig bevind. Daar is nie een wat onskuldig is nie. Die getuienis teen almal is oorweldigend. En tog spreek God die groot regter hulle vry op grond van die soenverdienste van Christus aan die kruis. Deur hulle geloof in Jesus Christus word hulle vrygespreek. Romeine 3 sê, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. In hoofstuk 5 tot 8 kry ons dan die verrassende vonnis. Skuldige sondaars wat die dood verdien, ontvang die ewige lewe, omdat hulle deur geloof geregverdig is. Omdat Jesus Christus vir hulle betaal het, is hulle skuld voor God betaal. Hulle is deur sy bloed geregverdig. Jesus Christus red ons sonder verdienste uit genade. Ek hoef nie God se geregtigheid te verdien nie. Hy skenk dit aan my. Hy gee dit vir my, omdat Jesus Christus dit vir my verdien het. Dit is 'n baie belangrike begrip in die hele Romeinebrief, die geregtigheid van God. In Romeine 1 vers 17 het ons gelees, staan daar in die ou vertaling, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Ook ons teks verwys daarna. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die geregtigheid of die regverdiging of die vryspraak deur sy geloof.
Ja, die geregtigheid van God beteken hier die geregtigheid wat God aan jou gee. Dit beteken om voor die Here te staan as een wie se skuld betaal is. Om regverdig gemaak, vrygespreek voor God te staan. Hoe kry ons deel aan hierdie geregtigheid of hierdie vryspraak? Alleen deur geloof in Jesus Christus. Romeine 1 vers 17, wat ook die tema van die hele Romeine brief is, daar staan dit in die ou vertaling, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Dit beteken van begin tot einde net deur geloof, geheel en al net deur geloof. En daarom vertaal die nuwe vertaling dit met, in die evangelie kom juis tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Maar weer eens geliefdes, ook ons geloof is nie ons prestasie wat ons in die vryspraak laat deel nie. Ons glo ons nie self regverdig nie. Geloof is nie ek wat my deel doen en dan doen God sy deel nie. Nee, Jesus Christus het vir ons sondes betaal. Hy laat ons in die vryspraak deel. Hy maak ons regverdig in God se oë. En daarom sê Romeine 3, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Ja, dit is geloof wat ons aan Jesus bind. Daarom sê Romeine 1 vers 17 ook, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Of anders gestel, wie geregverdig is deur die geloof, sal lewe. Net die Heilige Gees kan hierdie geloof aan jou gee. Daarom is selfs jou geloof geen verdienste voor God nie. En ons teks sê, maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. En Romeine 4 vers 13 bevestig dit. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie. Onthou, die wet sou meer as 400 jaar later eers gekom het, as toe Abraham geleef het. Maar omdat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het. Ja, dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Maar geliefdes, hier moet ons ook nie bly vassteek nie. Baie mense redeneer, Jesus Christus het vir my sondes betaal, en nou is ek gered, en omdat ek gered is, hoef niks verder te gebeur nie. Aan my manier van lewe, my manier van dink, my manier van dinge doen, hoef niks regtig te verander nie. Nee, ons geloof moet tog grondvat in ons lewens. Iemand wat besef dat hy deur Jesus uit genade gered is, sy lewe word daardeur verander. Sy dankbaarheid ken nou geen perke nie. Hy doen nou goeie werke nie om gered te word nie, maar omdat hy gered is. So het Abraham al vir God gehoorsaam, omdat hy in hom geglo het. Uit dankbaarheid het hy goeie werke gedoen. En met goeie werke word bedoel om in gehoorsaamheid aan God te lewe. Om God bo alles lief te hê en jou naaste soos jouself. Goeie werke is ook om die 10 gebooie te gehoorsaam.
uit dankbaarheid, en nie om verlossing daarmee te probeer verdien nie. Dit is om byvoorbeeld God as die enigste ware God te dien, op hom alleen te vertrou, sy naam en sy dag te heilig, om offergawes te gee, om Bybel te lees en te bid, om huisgodsdienst te hou, om vir ander mense iets te beteken, om goed te wees vir jou huweliksmaat en jou gesin. Waarom moet ons nog al hierdie dinge doen, hierdie goeie werke, terwyl ons dan tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? Liefdes, ons doen hierdie goeie werke, omdat Christus, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ons ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe sal bewys dat ons dankbaar is teenoor God vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Ons is deur Christus gered. Ja, dis God se groot genade. En daar is niks wat ons daartoe kon bydra nie. Maar dis nie die helfte van die waarheid. Ons is ook deur sy Gees nuut gemaak. So nuut dat ons 'n dankbare lewe wil lei, dat ons God wil prys met ons hele lewe, dat ons onsself aan hom toewy en wil gee as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. En weer eens, dis net die Heilige Gees wat dit in 'n sondaar mens kan bewerk. Baie mense weet, mens word nie deur sy eie verdienste gered nie, maar deur Christus, kom nie verder as dit nie. Hulle leef nie as nuutgemaakte mense nie. Hierdie evangelie verander nie hulle hart en hulle verstand en hulle lewe nie. Die dankbaarheid en die blydskap en die vreugde ontbreek by hulle. En omdat dit ontbreek, is daar ook nie goeie werke, dade van dankbaarheid in hulle lewens nie. En so halveer hulle eintlik Christus se versoeningswerk. Hy red tog, en hy maak ons nuut deur sy Gees. Christus het die magte van die bose kom verbreek om ons daarvan te bevry. Waar ons eers as gevolg van ons sondige natuur nie anders kon as om God en ons naaste te haat nie, word ons nou deur sy Heilige Gees vernuwe tot Christus se ewebeeld. Dit beteken dat ons God nou uit dankbaarheid bo alles wil en kan lief hê en ons naaste soos onsself. Ja, die goeie nuus van die evangelie is duidelik. Christus red my uit genade, sonder enige verdienste aan my kant, en hy maak my nuut deur sy Gees. Kom ons sorg dan dat ons belydenis nie net 'n mooi teorie bly nie, maar ons maak dit 'n werklikheid. Hoe? Deur elke dag soos 'n dankbare, gehoorsame, nuutgemaakte mens te lewe, omdat ons uit genade alleen, deur geloof alleen, deur Christus alleen gered is, en deur sy Gees nuut gemaak is. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die blye evangelie, wat alweer klink sedert die begin van die Bybel, dat U mense vryspreek wat in U glo. Ons dankie dat ons weet dat ons nie onsself hoef te red deur wetsonderhouding nie, maar dat ons deur genade alleen, deur geloof alleen, deur Christus alleen gered word. Dankie dat ons weet dat U ons ook nuut maak deur die Gees. Lei ons dan om elke dag soos nuutgemaakte mense te lewe, wat U bo alles liefhet en ons naaste soos onsself, wat U dien by elke moontlike geleentheid, ja, wat geleenthede soek om U naam groot te maak, en wat daarom ook U woord met blydskap uitdra en uitleef.
Ons weet uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Daarom dank ons U vir die gawe van die Heilige Gees en bid ons dat Hy elke dag kragtig in ons sal werk deur U woord en Gees, om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig. Ons slotsang is die beruiming van Efesiërs 1, die skrifberuiming 24, vers 2, 3 en 7. Hy het deur eie wil bewoon dat niks ons ooit weer sou vervreem, om Christus wil, uit mededoe ons as sy kinders aangeneem. Skrifberuiming 24, vers 2, 3 en 7, en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Voor
Die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u elkeen. Amen.